baie dankie dat julle my gejoin het by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Genesis 49 doen. Kom ons vra gou vir die Here om vir ons die woord te seën en dit vir ons oop te maak. God ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord beter te leer ken, om u beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan leer wat ons moet leer, sien wat ons moet sien en hoor wat ons moet hoor. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Okay. Jakob seën sy seuns daarna sterwe hy. Genesis 49, né? Daarna het Jakob sy seuns geroep en gesê: "Kom bymekaar dat ek julle kan verkondig wat julle aan die einde van die dae sal wedervaar." Okay. Versamel en hoor seuns van Jakob en luister na Israel, julle vader. Reuben, jy is my eerstgeborene, my krag en die eersteling van my sterkte, die vernaamste in die hoogheid en die vernaamste in mag. Oprysing soos van waters, jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy het die bed van jou vader beklim. Toe het jy dit ontheilig, hy het my bed beklim. Wat? Wat? Okay, ek het geen idee wat die hel, wat. Ek het geen idee wat vers 4 sê nie. Vers 4 sê: Oprysing soos van waters, jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy het die bed van jou vader beklim. Toe het jy dit ontheilig, hy het my bed beklim. Ek wil nie eens daarop ingaan nie. Vers 5. Simeon en Levi is broers, hulle wapens is werktuie van geweld. Laat my siel nie kom in hulle raad nie, laat my eer nie eens wees met hulle vergadering nie. Want in hul toorn het hulle manne doodgeslaan en in hulle moedswilligheid het hulle beeste vermink. Vervloek is hulle toorn, want dit is heftig, en hulle grimmigheid, want dit is hard. Ek sal hulle verdeel in Jakob en hulle verstrooi in Israel. Juda, jy is dit. Jou sal jou broers loof. Jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees, voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Juda is 'n jong leeu, van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuwin. Wie sal hom opjaag? Die scepter sal van Juda af nie wyk nie. Nog die veld heerstaf tussen sy voete uit tot dit siele kom. En aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok en die val van sy eselin aan die edelste wynstok. Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Hy is donkerder van oë as wyn en witter van tande as melk. Sebulon sal woon by die strand van die see en hy sal by die strand van die skepe wees met die sykant na Sidon toe. Isaskar is die sterk gebeente esel wat tussen die veekrale lê. Toe hy sien dat die rus goed en die land lieflik is, het hy sy skouer gebuig om te dra en hy moes dwangarbeid verrig. Dan sal aan sy volk reg verskaf, net soos enigeen van die stamme van Israel. Laat dan 'n slang wees op die weg, 'n horingslang op die pad, wat die perd in die hakskene byt sodat sy ruiter agteroor val. Op u verlossing wag ek, Here. Gad, 'n bende sal hom aanval, oh my goodness, maar hy sal hulle aan die hakskeen gryp. Aser, sy spys is vet en hy lewer koninklike lekkernye. Naftali is soos 'n wildspok so vry, hy wat mooi woorde laat hoor. Josef is 'n jong vrugteboom by 'n fontein, sy takke klim oor die muur. Die boogskutters het hom wel gesprikkel en hom beskiet en hom bestry, maar sy boog het sterk gebly en die arms van sy hande was buigsaam, deur die hande van die magtige van Jakob.
daarvandaan waar die herder die steen van Israel is, van die God van jou vader, wat jou help en met die hulp van die Almagtige wat jou seën met seëninge van die hemel daarbo, met seëninge van die watervloed wat daaronder lê, met seëninge van borste en moederskoot. Vat. Vers 25. Van die God van jou vader wat jou help, van die God van jou vader wat jou help, en met die hulp van die Almagtige wat jou seën met seëninge van die hemel daarbo, met seëninge van die watervloed wat daaronder lê, met seëninge van borste en moederskoot. Vers 26. Die seëninge wat jou vader ontvang het, oortref die seëninge van die ewige berge, die kostelike gawes van die ewige heuwels. Dit sal wees op die hoof van Josef en op die hoofskedel van die uitverkorene onder sy broers. Benjamin is 'n wolf wat verskeer, in die môre eet hy sy prooi, en in die aand deel hy byt uit. Hulle almal is die 12 stamme van Israel. En dit is wat hulle vader aan hulle gesê het, en hy het hulle geseën. Hy het hulle geseën, elkeen volgens sy besondere seën. Daarna het hy hulle bevel gegee, en aan hulle gesê, ek word versamel by my volk, begrawe my by my vaders in die spelonk wat op die stuk grond van Efron die Hethiet is, en die spelonk wat op die stuk grond van Machpelah is, wat oos van Mamre lê in die land Kanaan, die stuk grond wat Abraham van Efron die Hethiet as eiendomsgraf gekoop het. Daar het hulle Abraham begrawe en Sara sy vrou, daar het hulle Isak begrawe en Rebekka sy vrou, en daar het ek Lea begrawe. Die stuk grond en die spelonk wat daarin is, wat gekoop is van die seuns van Het. Toe Jakob klaar sy bevele aan sy seuns gegee het, trek hy sy voete terug op die bed en blaas die asem uit, en hy is by sy volksvenote versamel. En dit is die einde van Genesis 49. Dit is 'n baie intens hoofstuk hoor. Wow. Weet jy wat Ruben gedoen het nie? Maar ek is seker van ons sal weldra uitvind. En julle weet natuurlik hoofstuk 50 is die laaste hoofstuk van Genesis.